Collectors, we welcome. Geliefdes in die Here Jesus Christus, broers en susters, kom ons word stil en ons vraag so wil aanbreek om vanaand vir ons aan die gebed toe ook met die woord van gebed. Kom ons word stil en dan wat ons met mekaar kom ons sê ook. Almachtige God, onze Vader, baie dankie vir die goeie voortjou vanaand weer as 'n Sondag. Here vir ook genade op buig. Here baie dankie vir u vir ons dankie te so Here. En die kruis gesterf het. Here daar het ons genade gekom. Here het vrede gekom. Here baie dankie vir hierdie onbekende dag. Here het vir ons baie vandag moontlik gemaak en wat onmoontlik was. Kon ons vandag in die dag kom met sy uitdagings. Die dag was goed aan, maar Here baie dankie vir elkeen wat ook gekom het. Here ons moet die dag daar is gesondheid. Here hulle bereid is seker Here wat die van ons visie vir u van die gees met ons wees Here vir u van die bedien uit die gees aan hulle by huis is. Here waar ons nou die woord gaan luister, Here waar ons gaan sien, Here waar die gees bezig is, wil jy vanavond vir elke ontmoet op die punt, vir elke volk is. En waar jy van die sien Here, gaan ons jou uitgebring en aangrijp waar dat sê, amen. Wat die broers en susters, hartlike goeienaand en baie welkom vanaand hier by die Testament met die Universiteit vanaand. Die vierde aan. Welkom by die vierde aan, broers en susters van ons Pinksters reeks. Ons wil glo dat die Here op 'n besonderse wyse met ons ook op hierdie week saam stap. En dat die Here ook iets van homself aan ons hierdie week sal openbaar. En as te ware ons as kerk se kop weer in die regte rigting in sal dra. Geliefdes, ek wil julle vanaand groet met die woorde van Johannes hoofstuk 3 en verse 16 wat sê: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Geliefdes, die God wat ons in dit liefhet, skenk aan ons vanaand ook opnuut sy barmhartigheid en sy genade. Amen. Kom ons staan saam en dan sing ons gebruikelike openingslied. We are coming to this place together in His name to worship Him. Kom ons staan saam en sing dan hierdie aanbiddingslied van U.
omgee en ons barmhartigheid sigbaar te maak. Ons spesiale kollekte vir hierdie week, broers en susters, is om verligting te bied aan die persone die geaffekteer is deur die vloed wat hier by ons gevloei het laas week. So ons het dit goed gedink om hierdie week elke aand 'n spesiale kollekte op te neem wat ons dan insamel om dan ook so te oorhandig aan die einde van hierdie week aan organisasies wat dit ook die persone probeer tot hulle kom. Ek het nou vandag saam met sommige van hulle gepraat, geliefdes, en hulle sê dat daar nog baie groot behoefte is vir kinderklere, hulle het baie kinderklere en skoene nodig, en dan ook nog baie warm komberse. Baie dankie vir die persone die ook met groot liefde alreeds gereageer het. Ons dankie vir die ruim harte en die wyse waarop jy gee. As jy dan ook nou daaraan dink om die res van die week te gee, kom ons dan spesiaal aan die kindertjies. Hulle sê daar is 'n groot behoefte onder die kinders vir nog klere, omdat baie van hulle goed weggespoel het saam met die water. Kom ons, broers en susters, gee met dankbaarheid. Jy help ons so mooi as ons nou ons besigheid by die huis vergeet het, of ons nog nie kontant op ons het nie, dan help ook jy vir ons om dit sommer elektronies oor te betaal. Kom ons gee dan ook met absolute vrymoedigheid vanaand en die loopnaam wat dan vir ons lê, en 'n paar woordjies terwyl ons dan die kollekte opneem en dan die items na vore bring en ons dan so ook ons omgees. We
Christus. Ons word vanaand voorzien deur die jeugvereniging van ons kerk. So ons gaan 'n geleentheid gee vir die brigade en die CYM en dan vir ons hulle saamgetree dan kom ons luister na die CYM. Ons ook vanaand spesiaal ook in hierdie Pinksterreeks vanaand vir 'n oomblik stil staan. Ons as predikante beleef vandag so iets wat van 'n somber moment in ons sirkels met 'n paar van ons kollegas wat baie ernstig in die hospitaal lê. En daar was 'n versoek gewees dat ons ook vanaand ons probeer iets wat van stil word. Om dan ook vanaand aan hulle en hulle families te dink. Twee van ons seniorites leraars, dominee Gerard Swarts en dan ook dominee David Elias, is opgenoem in die hospitaal en hulle dominee baie goed. Dominee Pedro Oktober van Vredendal is ook in die Kaap in die hospitaal, sterk daar goed aan. En dan een van ons baie goeie vriende, kapelaan Trevor en Lauren Wins, is nog altyd in ICU en die van sukkel om aan die gang te kry. So dis vir ons allemaal 'n moeilike tyd en hierdie tyd om voort te gaan met die werk van die Here, maar ook geliefdes dat die Vietnam is en so toestand te maak ervaar. En ons moet vanaand besonder aan hulle families bid, dat die Here ook genade voor hulle mag wees, en dat God wat hulle ook by hulle vanavond stil mag staan. Vanavond ons aan hulle skoot die sin, en dan kan ek vir hulle Hendriks vraag om vanavond vir ons asseblief te kom doorgaan, en besluit staan, en dit kan te doen. Oh
een wat in die Here is. En ja, Here, wat wil jy aanbid vanaand as die een wat gesond word en wat genees. En Here, ja, wat wil ook vanaand uitreik. Maar hulle laat hulle Here wat jy iets kan uitreik nie as gevolg is. Ja, Here, hulle laat ongemak ervaar hoe jy kom. En ons vraag om die Here van leraars wat jy op een bed was gemaakt. Ja, Here, wat jou mond op punt het. Ja, Here, wat jou mond op afstand moet. Ja, Here, wat jou mond in die week of gekom of gaan. Ja, Here, iets wat gezond wordt. Of compleet, Here, of wat naar de troon van genade. En dat ook wat geest van God is, alsjeblieft, met die geneesnaam, wordt elke jongen zal wezen. Jij moet naar families waar angst voor vader is. Jij moet naar familie waar naar bekommerd is. Door een geliefde wat ziek is. In pijn is. Ook op het geest van God, want ik zie dat die mannen zijn moed in hun geloof, maar dat nooit zal verlaten. Maar ja, Heer, daar weet nog steeds op wie zal doen vertrouwen. Dat bestuur zal weer Heer niet zal genezen. Dat we zal weer Heer dat zal wetenschappen. Dat we zal weer Heer dat zal weer nou opstaan. Maar compleet gisteren. Het is een nieuwe tijd. En die moet ook is. En je moet ook voor ons. Vraag voor mij. En ik zal het weer geven. Ik ben van het hart van Heer. En weer echter. Waarachtig. Dat ik kennis zal ook krijgen. Als we het er niet is. Ons sê baie dankie vir die Hendriks. Dan ook. Broers en susters, ons is in Johannes hoofstuk 10. Johannes hoofstuk 10 en ons lees vanaf vers 14 tot en met vers 18. Johannes hoofstuk 10 vanaf vers 14 tot en met vers 18. Kom ons praat Here se seën op sy woord. Here, die opening van die woord, dit bring lig. En Here, dit maak eenvoudig is verstandig. Wil U dan ook vanaand opnuut van die woord tot ons kom kommunikeer. Ag, woord vanaand omgewing en elke van ons harte kom word, soos ons dit aanhoor, en Here, soos ons daaroor reflekteer en mediteer. Wil U ons God en Vader ook aan die Gees, tot elke van ons spreek as ons bid, met soveel afhanklikheid in Jesus naam. Amen. Johannes hoofstuk 10 van vers 14 tot en met vers 18. En ek lees dit in die 83 vertaling van die teks geliefdes. Ek is die goeie herder en ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit met my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. En dan miskien broers en susters net ook as aanhangsel wil ek graag ook 'n gedagte lees uit 1 Johannes hoofstuk 3 agter in die Bybel, 1 Johannes 3 en dan lees ek vers 16 en 17 net daarvan. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons probeer ook ons lewens vir ons broers af te lê. Die aardse besittings het en sy broers sien gebrek lê, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Tot sover die woord van die Here. Geliefdes, ek wil vanaand aan die hand van ons voorgelese teks met ons vanaand praat
rondom die gedagte, die belydenis van Bela praat met ons vandag. Die belydenis van Bela praat met ons vandag. Hierdie week van Pinkster is ons besig om so 'n bietjie te kyk na die belydenis van Bela. Die belydenis vier hierdie jaar sy 40ste bestaansjaar. Nou, die gereformeerde kerk het 4 belydenisskrifte wat ons deel het van ons gereformeerde tradisie. Ek gaan nou nie vir u op die spot sit en vir u terugvat na die katekisasie klas toe en vra wat die belydenisskrifte is nie. Net ook aan die katekisante nou sien en dan kan hulle ook nie worry om dit gaan leer nie. Maar ons het in die gereformeerde tradisie, broers en susters, veral hier in Suid-Afrika, in ons kerk het ons 4 belydenisskrifte wat ons sterk aanhang. Die een is die katekisante help my. Die een belydenisskrif is die Nederduitse geloofsbelydenis. Die tweede enetjie is die Heidelbergse katekisme en die derde enetjie is die Dordtse leerreëls. Nou hierdie 3 belydenisse noem ons saam die 3 formuliere van eenheid, van dis belydenisse wat ons gekerk het vanaf die NG Kerk, soos hy nou maar ontstaan het in Nederland, Duitsland en dis meer. Maar dan het ons 'n 4de belydenis wat eie aan ons is, wat ons as NG destyds self geskryf het, en dis die belydenis van Bela. Die belydenis van Bela was geskryf gewees as 'n teologiese weerstand teen die destydse apartheid-regering. Toe die NG Kerk saam met die Nasionale Party destyds gesê het, maar apartheid is so wat God het wil hê vir die mens hier op aarde, het ons mense, onder andere Professor Dirkie Smit, Professor Jacques Durand, Dr. Ellen Bussa en die vierde een was, ek dink om die Apollos. As hierdie ouens wat stilgesit het, die Bybel bietjie gaan bestudeer het, gedink het oor wat dit is wat die NG Kerk en die Nasionale Party eintlik hier sê, en hulle het dan die belydenis van Bela geskryf as 'n teenvoet vir dit wat die NG Kerk en die Nasionale Party in daardie tyd gesê het. En daar is 3 dinge wat die belydenis van Bela duidelik kommunikeer. 1, die boodskap van eenheid. 2, die boodskap van versoening. En 3, die boodskap van geregtigheid. En nou kan u self nou net dink hoe dit van toepassing in daardie tyd was toe julle ons nog geleef het. Maar anders as die 3 formuliere van eenheid, broers en susters, glo ons dat die belydenis van Bela 'n aktiewe dokument is wat steeds vandag met ons praat. Want as ons luister na hierdie 3 kernboodskappe wat die belydenis probeer verwoord en kommunikeer, dan is ons duidelik, dan kan dit vir ons duidelik word dat hierdie boodskappe ook binne die konteks van ons samelewing vandag nodig is. Ons het nog verdeeldheid binne in ons, selfs binne die kerk vandag. Ons het nog versoening nodig vandag. Soms het ons ook nog geregtigheid vandag nodig. Kom ons verbind dit, broers en susters, met Jesus in Johannes hoofstuk 10. Nou in die evangelie van Johannes, broers en susters, is Jesus besig om verskillende metafore te gebruik om sy werk hier op aarde te probeer beskryf en dit wat die Vader hom gestuur het om te kom doen. Jesus praat, broers en susters, van homself hier in metaforiese terme om vir die hoorders, die mense wat in daardie tyd saam hom beweeg het, om vir hulle 'n beeld te gee oor wat dit is wat hy hier op aarde kom doen. En een van die sterbeelde wat Jesus gebruik, wat iets wat van praat oor die omstandighede van die mense wat daardie tyd hy tot geleefdheid aan geleef en tot gespreek het, was hierdie beeld van die herder. Geliefdes broers en susters, die omstandighede
mense, broers en susters, nie vervreemd gewees van boerdery, nie vervreemd gewees van hierdie beeld wat Jesus hier besig is om te kommunikeer nie. En om dit vir hulle te laat verstaan en duidelik hierdie boodskap oor te dra, gebruik Jesus dan hierdie metaforiese en simboliese beelde om te praat van sy werk. Vanaand kyk ons dan na hierdie beeld wat Jesus van praat wanneer hy sê, ek is die goeie herder. Ek is die een wat sorg vir die kudde wat aan my toe vertrou is. Ek is die een dit wat God aan my gee, oppas. En dan gaan hy verder weer en hy sê, nie net pas ek hulle op nie, en versorg hulle, ek lê my lewe vir hulle af. En dis dit wat Jesus, broers en susters, vir ons hierdeur wil kommunikeer, wat ook soortgelyk is aan die belydenis van Bela. In die eerste plek, broers en susters, as Jesus besig om vir ons in hierdie beeld van die goeie herder te kommunikeer, dat daar 'n goeie verhouding tussen die skudde en die herder is, tussen die skape en die persoon wat die skape oppas en na hulle kyk. Want Jesus sê hier, ek ken my skape en my skape ken vir my. Jesus, broers en susters, hulle spreek vir ons hierin dat daar 'n intieme verhouding tussen hierdie twee identiteite bestaan, naamlik die herder en die kudde. Hy sê, hulle ken vir my en ek ken vir hulle. Wat vir ons daarop aandui, broers en susters, dat Jesus Christus 'n diepe en 'n intieme verbintenis met hierdie skape gehad het. Dat hulle in mekaar ingeweef is as herder en as skaap. Dit, broers en susters, roep die belydenis ook vir ons vandag om te doen. Dat ons ook vanuit hierdie intimiteit met mekaar op aarde moet lewe. Dat, broers en susters, as kerk van die Here Jesus Christus, het ons nodig om vanuit ons verhouding, nie net met God nie, maar ook ons verhouding met mense te lewe. Belydenis van Bela, maar ook hierdie beeld van Jesus Christus, broers en susters, roep ek en u om intentionele belangstelling in mekaar se lewe te toon. Om, broers en susters, effe te maak om een die ander met opregtheid te ken. Nie te ken omdat ek wil weet wat in die persoon se lewe aangaan. Nie te ken sodat ek goeie stories kan oordra oor waar die persoon is en wat tans in die persoon se lewe besig is om aan te gaan nie. Nee, broers en susters, om vanuit 'n opregte posisie te ken sodat ons een mag kan wees. Jesus, broers en susters, sê vir ons hier, nie net as ek in verhouding saam met die skape nie, nee, ek is ook in verhouding saam met die Vader. Ek die Vader en die Vader ken vir my. As hierdie verbintenis tussen Vader en Seun, wat dan Jesus en susters in staat stel om dan ook opregte belangstelling in die lewe van sy skape, die lewe van sy kudde te toon. Jesus wil weet waar die skape hulle self bevind. Jesus, broers en susters, toon belangstelling in watter plek die skaap homself in sy lewe bevind en wat in die skaap sy lewe besig is om plek te vat. Want as hy die skaap ken, as hy 'n intieme verhouding met hierdie kind van hom het, dan gaan hy beter weet hoe om hierdie skaap, hoe om hierdie kind te versorg, hoe om hierdie kind se behoefte aan te spreek. Hy sal beter weet wat die nood van hierdie skaap is, voordat die skaap beginne bleef. Want hy het 'n verhouding, hy het 'n intieme saam reis saam met hierdie
ingeweef is, tel Jesus vinnig op wanneer iets nie reg met sy skaap is nie. Omdat Jesus, broers en susters, die bewus is van hierdie skape wat aan hom toevertrou is, ken Jesus hulle behoefte en weet hy hoe om dit aan te spreek. So, skaap en die kudde, broers en susters, is as te ware een en hulle lewe op dieselfde frekwensie, want hulle het 'n intieme verhouding met mekaar. Daar roep ons vandag, broers en susters, om ook met hierdie intentionele intimiteit met ander mense vandag saam te leef. Maar eers, broers en susters, te sorg en te verseker dat ons 'n intieme verhouding saam met God lewe. Want as ons in 'n intieme verhouding met God is, as ons met 'n opregte verhouding saam met God leef, dan sal daardie verhouding outomaties oorspoel na ander mense. Want omdat ons vir God liefhet, omdat ons intiem met God omgaan, omdat ons in verhouding met God lewe, is die karakter van God, die natuur van God, die omgee van God ook in ons lewe sigbaar. En omdat God belangstelling toon in mense en in mense verhoudinge seëvier, sal ons ook belangstelling in mense toon. Sal ons ook, broers en susters, met intentioneel leef om ons verhoudinge met mense hier op aarde te versterk. Een van my gunsteling teksverse in die Bybel, Johannes hoofstuk 13 en vers 35, sê dit vir ons, broers en susters, so mooi. En ek dink omdat ek dit so baie aan word, hier het ook al seker te ken. Hierin weet ons dat julle my disippels is, deurdat julle mekaar liefhet. Die verhouding wat daar bestaan onder ons as gelowiges, die onderlinge verhouding wat in die kerk van die Here Jesus Christus sigbaar is, gee vir die wêreld aan buitekant 'n beeld en illustrasie aan ons radius en ons verhouding saam met God wat ons aanbid. 1 Johannes 3 en vers 16 sê, broers en susters, hoe kan die liefde van God binne in ek en u lewe wees, wanneer ons nie eens omgee soos God omgee nie? Hoe kan die liefde van God in ons lewe sigbaar wees, as ons nie eers effort maak om ander mense te leer ken en om saam met hulle te reis nie? Teks, broers en susters, roep vir ons om die diepe intentionele mense te leer ken, sodat ons saam met mense kan reis, dat ons saam met mense kan loop, en dat ons beter geplaas kan wees om mense se behoeftes aan te spreek en te weet om mense te omarm. Jesus sê, ek is die goeie herder en ek ken my skape. Nie net ken ek my skape nie, my skape ken ook my. En omdat die skape van Christus Jesus ken, hulle herder ken, weet hulle wat vir hom belangrik in die lewe is. Weet hulle wat vir hom prioriteit is, en weet hulle wat sy hart hier op aarde roer. Vraag is, weet ons, broers en susters, van ons verhouding met God, wat vir hom belangrik is. Weet ons, broers en susters, wat God se hart vandag roer van ons verhouding, wat ons saam met hom het. As ons in 'n nabye verhouding saam met God leef, sal ons ook in 'n nabye verhouding met ander mense leef. Tweedens, broers en susters, roep hierdie teksgedeelte en hierdie beeld van Jesus Christus vir ons, maar ook die belydenis vir ons, om met versoening te leef. Luister wat sê verse 16
broers en susters, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. En moet hulle ook lei. Hulle sal ook na die stem luister en hulle sal een kudde wees en met net een herder. Sien broers en susters wat Jesus hierdeur vir die skape kommunikeer, maar ook vir ek en u broers en susters, is dat sy werk stop nie net aan hulle wat aan hom toevertrou is nie. Jesus broers en susters toon nie net belangstelling aan die skape wat in sy kraal is en wat God vir hom gegee het nie. Nee broers en susters, Jesus het ook 'n belangstelling aan die skape wat buite die kraal rond beweeg. Jesus broers en susters, soos die teks vir ons in Matteus en die ander evangelies leer, Jesus los die 99 wat alreeds in die kraal is en hy maak intentionele effort om te verseker dat hulle wie nog buite die kraal is ook binne kan kom. Hierin broers en susters sien ons duidelik die boodskap van versoening wat Jesus vir ons hierin illustreer, want Jesus probeer hulle wat al juis binne die kraal is versoen met hulle wie nog na die kraal toe moet kom. So Jesus broers en susters probeer 'n versoeningsband tussen hulle wat al reeds gered is en hulle wat nog moet gered word. Jesus probeer 'n band van versoening tussen hulle ook tot stand bring. Maar nie net broers en susters is dit vir Jesus belangrik dat daar versoening tussen hierdie klomp skape is nie. Vir Jesus is dit verder meer belangrik dat hierdie skape ook in 'n versoenende verhouding saam met sy Vader is. Die derde artikel broers en susters van die belydenis van Belha sê die volgende: ons glo dat God aan sy kerk die boodskap van versoening in en deur Jesus Christus toevertrou het, dat die kerk geroep is om die sout vir die aarde te wees en die lig vir die wêreld. Die kerk, die salige genoem word, wat die boodskap van versoening aan die wêreld moet gaan uitdra. Aan die hand van Matteus hoofstuk 5 en vers 9 wat sê: salig is julle, want julle is vredemakers. Oftewel, geseën is die vredemakers, want hulle sal salig genoem word. So ons broers en susters word ook in die eerste plek nie net geroep om in versoening met mense hier op aarde te lewe, om te verseker dat ons 'n goeie verhouding met almal lewe nie. Ons word ook geroep om as agente van versoening vir God op te tree hier op aarde, sodat die versoening wat ons met God beleef en ervaar het, dat ons ook daardie selfde versoening tot stand bring in die lewe van ander mense. Dat ons en alles wat ons doen verseker dat mense vir God moet leer ken en hulle in versoening saam met hom moet leef. Ons, soos iemand vanoggend gesê het, ons as gelowiges sit nie by 'n geestelike lughawe waar ons kyk wie op die volgende vlug klim om in die hemel uit te kom nie. Nee, God plaas ons in die wêreld sodat ons 'n verskil in die wêreld kan maak. Dis sê Matteus, julle is die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld. Of soos Jesus self bid in Johannes hoofstuk 17, soos wat ons broers en susters gisteraand gelees het. Vader, ek bid nie dat U vir hulle eie wêreld moet neem nie. Ek bid dat U vir hulle moet bewaar wanneer hulle in die wêreld is. Want aan ons is hierdie opdrag gegee om ander disippels van Christus te maak. En ons doen dit wanneer ons hierdie boodskap van versoening aan mense deel, dat Jesus Christus kom om die brug tussen die Vader en ons te wees, waar ons kan stap om in 'n
'n versoende verhouding saam met God te lewe. Jesus sê, ek is die goeie herder wat my skape ken, omdat ek in verhouding saam met hulle leef. Jesus sê, ek is die goeie herder, want ek sorg nie vir hulle wat reeds in my sorg is nie. Ek is op soek na hulle wat verlore is, sodat ek vir hulle ook versoening en heerlikheid kan bied. Derdens, broers en susters, sê Jesus in verse 17 en verse 18, ek is die goeie herder, want ek lê my lewe vir my skape af. Hoor wat sê in verse 17 en 18. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie lê ek dit af. Wat Jesus, broers en susters, vir ons hierdeur wil kommunikeer en wil illustreer, is dat hy naby sy skape staan wanneer hulle in nood verkeer. Dat Jesus, broers en susters, hom nie distansieer wanneer skape van die kraal uit weggehardloop het nie. Jesus, broers en susters, draai nie sy rug wanneer skape in die moeilikheid is en hulle in een of ander gevaar beland nie. Jesus, broers en susters, het al reeds vir ons in die voorafgaande tekste, die voorafgaande verse van Johannes ons geteen gesê, 'n huurling wat natuurlik Jesus was nie. Wanneer jy lees vanaf verse 11, dan sê hy, 'n huurling, wanneer die skape in die moeilikheid is, hardloop hy weg om sy eie lewe te beskerm, sy eie lewe te bewaar, en hy gee nie om vir die toestand van sy skape nie. Maar hy sê, ek wie die goeie herder is, ek lê my lewe af ter wille van my skape. Met ander woorde, ek staan my skape in hulle oomblik van nood, staan ek my skaap by. Wanneer my skape behoefte het, maak ek seker dat ek alles van my gee om hulle nood aan te spreek, hulle behoefte te verlig. Ek laat toe dat my skape my eenswoordigheid voel, deurdat ek myself vir hulle gee. Sien, broers en susters, Jesus noem eintlik vir die ook van hierdie teksgedeelte, maar ook saam met die belydenis van Belha, om te staan waar God staan. Te staan by mense wat nood in die lewe ervaar en beleef. Te staan by mense, broers en susters, wat in haglike omstandighede leef en nie vir hulle self, broers en susters, daaruit kan help nie. Want, sê 1 Johannes 3 en verse 16 en 17. Wat baie dat ons God se liefde in ons lewe het en ons nie die nood van ander raak sien. Al het ons, broers en susters, in oorvloed, sien ons nog altyd soms ander se nood nie raak nie. Ja, dus in die Bybel, broers en susters, word ons egter gemaan, sê Jesus, as jy nie van iets het, gee die ander vir 'n ander persoon. Want dis wat 'n goeie herder doen. Hy lê sy lewe af ter wille van sy skape. Dis wat 'n goeie volgeling van Christus doen. Vanuit sy eenvoud spreek hy die behoeftes van ander ook aan. Vanuit sy eenvoud werk hy ook om Jesus gestalte hier op aarde te gee, deur die wyse waar hy by ander mense staan. Vra, broers en susters, wat ons onsself miskien vanaand vra in die lig van Johannes hoofstuk 10 en Jesus, die goeie herder. Is in die eerste plek, lewe ons vanuit ons opregte verhoudinge met mense. Of lewe ons, broers en susters, ook maar net oppervlakkig op grond van dit wat ons van mense kan ontvang
en wat ons aan mense kan geniet. Lewe ons, broers en susters, as die sout van die aarde en die lig van die wêreld, of is ons op vervlou vanweer die druk van hierdie wêreld? En laastens, broers en susters, lê ons ook in opregtheid ons lewe vir ons naaste af, soos dat Christus dit van ons verwag. Van hierin, broers en susters, verkondig ons die boodskap van eenheid. Hierdeur verkondig ons die boodskap van versoening. Hierdeur verkondig ons die boodskap van geregtigheid. Deur dit nie net vir mense te preek nie, maar deur dit prakties uit te leef, sodat dit tasbaar vir mense kan wees. Amen. Here, ons dankie vir die wyse waarop U vanaand ook ons, Here, van die woord kom uitdaag het. Gebed, Here, van ons harte is dat U van die Gees, Here, so in ons lewe sal gepenetreer. Dat ons ook, Here, sal ondersoek op ons ook van die, Here, ons opregte verhouding met Christus, met ander mense hier op aarde omgaan. Help ons, Here, om eers daarvan 'n prioriteit te maak om saam met God reg te wees, sodat sy grootheid in ons lewe oor kan spoel en ons daarvanuit, Here, ook met ander hier op aarde kan leef. Skenk ons, Here, U groot genade, U groot ontferming, Here. En help ons, Here, wanneer ons daarin faal, om weer op te staan, weer te probeer, om die voetspore van Christus hier op aarde te volg. Kom ons in daardie koortjie op gaan bring, laat die salwing van die Here val bly, terwyl ons op aarde weer gestil word. Ja,
Here, die gebed van ons harte is dat U opnuut, Here, U nie die salwing in die Gees, Here, oor ons uit sal giet, dat ons, Here, gevul mag wees opnuut met die heerlikheid van God. Dat ons, Here, kwaliteit van Christen mag wees wat U behaag hier op aarde. Dat, Here, ons Christenskap nie na wense van ons eie denke mag wees nie, maar dat dit, Here, gelouter mag wees vanuit die verwagting van die woord. Help ons, Here, om nie net passief, Here, saam met U te reis hier op aarde nie, maar, Here, om actief deel te neem oor waar U besig is om te werk. En, Here, help ons om nie net toeskouers, Here, te wees nie, maar, Here, om deelnemers te wees. Om ons God en Vader aan die voortou van die lyn te wees, van waar U besig is om verandering te bewerkstellig. Help ons dat ons, Here, weer 'n kwaliteit Christen mag wees wat inderdaad die sout van die aarde mag wees. Dat ons, Here, gee in ons samelewing, gee in ons gemeenskappe, Here, mag gee wat U verheerlik. Help ons, Here, om 'n kwaliteit Christen te wees wat in lig is te midde van donkerte. Oral, Here, waar donkerte van ongeregtigheid is, help ons om die lig van Christus te skyn. Here, waar donkerte van nood is, donkerte van armoede, help ons om die lig van Christus daar vir mense sigbaar te wees. Help ons, dierbare God en Vader, om nie, Here, vanuit ons self te leef nie, maar te leer vanuit die wil van God vir elkeen van ons lewens, sodat die koninkryk hier op aarde sigbaar, Here, mag word. Dit wat ons vanaf U bid en vra aan ons Vader, wat in die hemel is, dat ons dit ook, Here, sigbaar hier op aarde mag sien. Skenk ons daartoe, dierbare God en Vader, die waagmoed, dat ons, Here, ook mag verhoor, dat ons 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. Soos dit bid met soveel afhanklikheid in Jesus naam. Amen. Dis ons saam staan en ons slotlied sing, gesang 291, gesang 291. God is die liefde, Hy is my Vader, ek roep dit vrolik, God het my lief. Dit sing ek oor en oor, God is die liefde, ek roep dit vrolik, God het my lief. Kom ons sing al 5 stemmes in die lied met mekaar saam. Daarna sal ons die seën van die Here ontvang, geliefdes, en ons geniet dan saam in die saal die heerlike op die son. Kom ons staan saam en ons sing dan die slotlied tot eer van God is die liefde, Hy is my Vader, ek roem dit vrolik, God het my lief. Yes, sing ek oor en oor, God is die liefde, ek roem dit vrolik,
tree. Mag die genade van God onze Vader, liefde van Jesus Christus die homself vir ons lewens aflê, en die Heilige Gees wat ons lei, ons vul en ons daartoe in staat stel om Christus se voorbeeld te volg. Mag dit saam met elkeen van ons wees, van nou af tot wanneer Jesus weer kom, en aan die kinders van die Here wat hom verwag, sê die kragtig saam. Amen. Die Here seën ons.